Dis nou die een wat ek nie voorberei het nie. En Thyatira, dis die een wat ek voorberei het, maar al twee behoort reg uit te kom, hopelik, met genade. Goed, so, ek gaan lees derde brief van die gemeente van Pergamus. Skryf van die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons hier by mekaar mag wees, baie dankie vir die geleentheid wat U ons gee, baie dankie vir U goedheid in ons lewens, dat ons U mag ken en mag weet dat U ons God en Vader in die hemel is. Vergewe ons sondes, ons swakhede en ons tekortkominge. Gee dat ons ook baie opgewonde sal wees oor die woord en baie dankbaar sal wees vir U geduld, genade en die verlossing wat U vir ons bewerk het, maar ook dat ons sal besef dat ons nie met U kan speletjies maak nie. Dat ons ook erns moet maak met dit wat U ons geskenk het as verlostes, en dat ons ook U naam sal verheerlik met alles wat ons doen. Ons bid U die dinge nie uit verdienste nie, maar in Christus naam alleen. Amen. Goed, so Pergamus, redelik invloedryke stad in Klein-Asië van daai tyd. Onthou die Asië wat ons vandag ken, en daardie Asië is twee verskillende plekke. So dit is dan in Turkye, hedendaagse Turkye. Baie invloedryke stad, veral bekend vir afgoderry, afgodsoffers. En dan sterk keiser-aanbiddingskultus. Goed, so sê die ou nou wat nou nie voorberei het nie, so julle moet maar gaan double check en gaan seker maak. Goed, maar daar kom nou weer daai sekere dinge na vore, wat ons nou al begin sien as 'n patroon, keiseraanbidding, wat deur die hele wêreld daai tyd, die hele ontwikkelde wêreld wat te doen het nou met, jy weet, die omgewing waarin die gemeentes funksioneer, is totaal deurtrek van keiseraanbidding. En soos ons ook al gesien het, dit is nie 'n opsionele ding nie, dit is iets wat jy moes aan deelneem. As jy dit nie gedoen het nie, dan was jy potensieel in groot gevaar gewees. Dan natuurlik die afgoderry en die afgodstempels en al die dinge wat daar so sterk teenwoordig was, natuurlik groot geboue wat merkwaardig is, geboue wat jy raak gesien het, mense reis nog steeds soontoe om die geboue te gaan sien. Ek weet my ouers was nou al by een van die geboue en hulle kan nie uitgepraat raak van hoe groot daai pilare en daai dinge is in daai ou tydse tempels nie. So, ek weet nou nie of my pa nou ook nou nog 'n stukkie klip van daar af huis toe gebring het, jy weet, 'n stukkie marmer, ek kan so iets onthou dalk, maar that's off the record. Maar in elk geval, so, wat hier gebeur is, dis in your face, dis baie duidelik, en dis dan ook nie 'n maklike plek om 'n Christen te wees nie, reg? Want saam met dit het jy nog Jode wat daar is, Jode meestal invloedryk, meestal redelik ryk, soos ek gesê het, invloedryk in die samelewing besig, en dan word jy nou Christen, en in hierdie omgewing gebeur hierdie dinge nou. Saam met die groot teenwoordigheid van afgoderry natuurlik is daar baie groot mate van seksuele losbandigheid, so dit is dan ietsie waarvan die samelewing ook vol is en deurtrek is. Goed, so dit is nou die omgewing waarin ons werk, en dan staan daar in skryf van die engel, die woordverkondiger van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Goed, skerp tweesnydende swaard, mens kan natuurlik dink aan Hebreërs, waar daar gepraat word van
woord wat 'n tweesnydende swaard is, wat tussen murg en been skei. Goed, dit is blykbaar, jy weet, ek is nou nie bekend met diere slag en al sulke goed nie, maar dis dan byvoorbeeld nogal 'n fyn sny. Dis 'n baie presiese sny. En jy het 'n skerp mes nodig om dit te kan doen. So die skerp tweesnydende swaard, onthou, ons het ook gesien vroeër in Openbaring 1 dat die swaard kom uit Christus se mond uit. Dit is die woord, dit is die wapen waarmee Christus dan oordeel, waarmee hy veg. Staan daar, dit is dan Christus, ken jou werke en die plek waar jy woon. Weereens dink 'n mens terug dan, Christus het staan tussen die 7 kandelare, tussen die gemeentes, en hy het die sterre, het hulle engele, hulle woordverkondigers in sy hand, en hy is naby aan hulle. So nou sien 'n mens weer, ek ken, daai belangrike woord, ek ken. En dit is 'n woord, of woorde wat ons as hedendaagse kerk ook maar, jy weet, so half kan laat weergalm na ons deur die eeue heen. Christus ken ons, hy ken, hy weet, hy sien. So hy ken hulle werke en die plek waar hulle woon. So nie net sien hy waarmee hulle besig is nie, maar hy sien ook die konteks waarbinne hulle met dit besig is. En dit is baie vertroostend op 'n manier. Dit is maar iets waarna ek baie dink en waar ek baie praat en wonder en alles, maar wanneer ons in 'n sekere situasie is as kerk, dan is dit baie keer so maklik vir ons om hulpeloos te voel. Dinge val uit mekaar, ek het dit al gesê, dinge gaan sleg en alles, en nou voel dit so half jy's nie geanker in die deurmekaarspel en die stikkend en die verval en al die tipe van goed nie, en jy as kerk of Christen spartel nou maar so half om 'n bietjie kop bo water te kry en elke keer so asem teeg te vat. Jesus Christus weet presies waar ons is. Hy weet hoe lyk Suid-Afrika. Hy weet hoe lyk Pretoria, hy weet hoe lyk die moed, hy weet die krag is nou af. Hy weet, hier was nou 'n geskarrel en 'n gesukkel om warm water hierso. Hy weet dit. Hoekom? Want hy is mos die koning wat regeer oor die dinge. So, dan saam met dit, boonbehalwe dat hy regeer en dat hy die dinge weet, is hy ook bekend met swaar kry. Hy is bekend met moeite. Hy is bekend met wat dit is om jou roeping te moet vervul in 'n baie vyandige omgewing. Dink 'n bietjie, ek het weer, dis iets waar ek weer gedink het, die punt waar Christus belyk dat die kruisdood by hom verby kan gaan, is nie omdat hy nou ewe skielik begin swaar kry het nie. Dis nou 'n lewe van swaar kry. Hy's moeg en siek en sat vir die swaar kry en vir die vernedering en vir die verdrukking en vir die vyandigheid van die Fariseërs en die Sadduseërs en die volk wat nie luister nie en sy disippels wat nie, hy's moeg gesukkel. En nou wag hy die groot verskriklike ding. En mens sien half daar waar hy pleit, laat hy die beker by my verbygaan. Sien jy half hoe hy net op daai punt is van net nie nog nie. Ek kan nie nog nie. Nou as dit ons verlosser is, as dit ons koning is, wat so op daai punt gekom het en dan nog steeds deurgedruk het en gesê het, maar nie my wil nie, u wil geskied. En hy doen dit in volle gehoorsaamheid. Nee, hy ly helse pyn en lyding en smart en Godverlatenheid. En hy het geweet dit wag vir hom. En hy druk deur. Nou, dan weet hy nou ons ook. Pergamus se omstandighede. Hoe voel dit vir Pergamus om te funksioneer in 'n omgewing waar dinge vyandig is, waar daar vervolging is, waar wanneer jy die evangelie verkondig, wanneer jy sout en lig is, daar teenstand is. Op dieselfde manier weet hy dit van ons. Hy weet. So, hy is bekend met dit. So as ons swaar kry as Christene vir dit wat ons doen hier in die wêreld, wel, ons het 'n verlosser wat weet wat dit is om swaar te kry. Goed, so hy weet wat die plek waar hy woon, en dan waar die troon van die Satan is. Nou dit kan na verskeie dinge verwys, daar was 'n groot tempel van Zeus, die hoofgod wat nou daar aanbid is, en dit was nou natuurlik op 'n heuwel gewees. Dit kan verwys na daai tempel, dit kan wys na die afgoderry algemeen. Ek dink dit wys na die hele ketoet, die hele samestelling van die omgewing, die stad waarin die gemeente van Pergamus woon. Dit is so heidens
en so afvallig, dat Christus noem dit die troon van die Satan, die hoofplek, die troonkamer van die Satan. Hierdie is nou die plek waarvan af die Satan regeer, dis hoofkantoor. Okay, so dit sê ietsie van die omgewing waarin hierdie gemeente nou funksioneer. Is 'n verskriklike, moeilike plek en omgewing waar hulle is. En dan die volgende woord, en jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloor nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. So nou aan die einde van daai sin is die bevestiging weer, hierdie is die plek waar die Satan woon. Christus verstaan dit, hy weet dit, dis die plek. As later in Openbaring gaan ons 'n beter idee kry van wat dit is as die Satan iewers funksioneer. Hoe lyk dit? Dit moes 'n verskriklike plek gewees het. En dan met verskriklik dink mense nou nie eerstens aan die plek is vervalle en daar's vure in die strate en dis besoedel en dis vuil. Dit was 'n baie mooi plek. Goed, ons moet dit ook besef. Hierdie stad was 'n baie mooi, invloedryke stad. Dit is 'n plek wat mense nogal sou kon geniet om in te woon. Maar hierdie baie mooi stad, hierdie baie invloedryke stad, is dan die plek waar die Satan is. En dan binne hierdie konteks sê Christus vir die gemeente, en jy hou vas aan my naam en jy die geloof in my nie verloon nie. Dit sê baie, né? Dit sê baie van hierdie gemeente. En dit is 'n jong gemeente. Dit is nie 'n gemeente met jarelange, eeuelange gevestigde tradisie en belydenisskrifte en al daai tipe van goed nie. Dit is 'n jong gemeente. Dit is 'n gemeente waar mense uit die heidendom uit bekeer het. En ewe skielik is jy nou 'n Christen, so jou familie en almal hou nie meer so baie van jou nie. Hulle is teen jou. Dit is 'n plek waar mense, Jode, uit die ou leer van die vaders af gegroei het daarin dat hulle Christus nou ken. En die ou dinge nie meer vir hulle relevant is nie, want hulle is vry daarvan in Christus. Wel, daar sit jy nou ook met 'n ander, heeltemal 'n ander storie. En dan is dit 'n omgewing waar daar baie vals leringe is. So nie net saam met die keiseraanbidding, die afgoderry, teenstand teen hulle wat uit verskillende omgewings uit bekeer het nie, maar boonbehalwe dit is daar hulle, en ons sal in die volgende brief van Thyatira sal ons iets soortgelyk sien, maar daar's hulle wat kom, soos wat ek al gesê het, wat mooi kan praat, wat slim klink, wat kundig is, wat oortuigend is, wat dwaalleer kom verkondig. So nou met die jong gemeente nou met dit ook nog deel. So dit, van alle kante af is dit net verskriklik moeilik, en in hierdie omgewing hou hulle vas aan die naam van Christus. So dan dink ek aan Romeine 10, dink ek, as ek dit nie mis het nie, as jy met die hart glo en met die mond bely dat Christus jou enigste verlosser is, dan is jy gered. Dit is, en dit klink so eenvoudig vir mense soos ons wat nou in 'n meer gevestigde tradisie is. Ja, maar wat van dit en wat van dit en wat van al die ekstra kennis, maar die kern van die saak is, jy moet vashou aan die naam van Christus. En nou kan 'n mens prakties gaan dink, wat beteken dit nou om vas te hou aan die naam van Christus? Wel, dit is miskien die ding wat ons die minste doen. Want ons het baie skansies waar agter ons kan skuil. Jy weet, polemiek teen ander kerke, as ons actually daarmee besig is, en dit en dat. So nou het ek allerhande goedjies gedoen op 'n tiklist. Ek is dogmaties korrek. Jy weet, ek het nou hierdie week daar met 2 mense gestry oor 'n netelige leerpunt. Jy weet, en al daai tipe van goedjies, en ek het nou bietjie, so nou het ek 'n goeie week gehad, maar het jy vasgehou aan die naam van Christus? Het jy in Checkers so opgetree dat jy sout en lig was? Het jy met die petroljoggie reg opgetree? Het jy teenoor die persoon wat by jou werk? So kan jy aangaan. Wat beteken dit om vas te hou aan die naam van Christus? Wanneer 'n omstandigheid so is, dat dit vir jou makliker sal wees, dat mense nie weet dat jy 'n Christen is nie, het jy daar weggestap en niemand het geweet jy is 'n Christen nie? Wel, in my geval baie keer, want ek hou nie van konflik nie. Okay. So, dit is eintlik wat dit beteken. In 'n moeilike omgewing waar jy geleentheid het om van Christus te getuig, en die kans is baie goed dat jy teestand gaan ontvang, soos wat gaan gebeur as jy van Christus getuig. Wel,
dan is jy nou maar, dan is jy nie vasgehou in die naam van Christus nie. Dit is eintlik die moeilikste ding om te doen, né? Om allerhande goedjies om die grense te doen, is op 'n manier baie maklik. So, hou jy vas in die naam van Christus. Reg. Dan staan daar selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is. So dan sien die mense dat hulle is in 'n omgewing waar die vervolging op die punt trek, waar iemand reeds gedood is, omdat hy aan die naam van Christus vasgehou het. Nou, weer eens, baie maklik om dan te sê, ja, okay, dit is nou nie so moeilik nie, dit is baie moeilik. Reg, dit is regtig moeilik. Ek dink nie ons het dit al beleef nie, maar ek dink die impak wat dit moet hê as iemand in die gemeente gedood word vir sy of haar geloof. Ek dink dan gaan jy sien waar staan die kerk regtig. Okay, ons het 'n bietjie van dit in die COVID-tyd gesien. Jy weet, daar was natuurlik baie onsekerheid en alles in die kerk. Ek kritiseer dit glad nie. Ek was self onseker gewees van presies hoe nou en wat nou en alles. Maar ek dink baie keer was ons was baie goed daarmee om vervolging vry te spring. As jy mooi daaraan dink. Ons was baie goed daarmee om allerhande mooi uitgedinkte teologiese redes te vind om vervolging vry te spring. Okay, ek hoop as daar weer, en ek is glad nie, ek sê self, ek self was confused, maar ek het nou genoeg tyd gehad om na die tyd terug te dink. Hoeveel van dit wat ons gedoen het, was gemotiveer, omdat jy nou maar eintlik nie in die tronk wil beland, verstaan. So, dit is nie 'n lekker gedagte om te dink dat jy, en het is nie kritiek op enige kerk of enige iemand van wie daai tyd hanteer was nie. Ek dink dit was 'n aaklige beproewing, en ek dink nie ons gaan ooit werklik uitklaring kry van wat die regte manier sou wees om dit te hanteer nie. Ek dink daar sal altyd verskille wees. Ek wil net dit bysê. Goed, maar die storie, waar ek eintlik by wil uitkom is, wat sal die impak wees op enige van die gemeentes, waarin enige van ons is, as ons in die nuusbrief lees Sondag, broeder dit en dit is deur die staat wreed doodgemaak, omdat hy van Jesus getuig het. Wat gaan ons reaksie wees? So ons kan nie net oor dit lees nie, en Jesus in hakies lees nie net oor dit nie. Hy sê, ek weet, daai is groot. Daai sou nou regtig 'n punt gewees het waar julle sou kon afval, waar julle sou kon wegbeweeg van vashou aan my naam af. Julle het dit nie gedoen nie. Mooi so. Goed. En dan sê Jesus weer, hy is doodgemaak in hierdie plek waar die Satan woon. So daai is dan weer eens, as mens nou mooi gaan kyk na die hamburger method, onthou wat ek al vir julle verduidelik het, daar is die positiewe inleiding, en nou kom ons by die baie ernstige saak, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. Nou in die eerste plek hou ek as Oud-testamentikus nou baie, of Pentategikus, of wat ook al jy dit nou wil noem, ek hou baie van die Pentateeg, dit het julle nou al afgelei, maar ek hou baie van hierdie, omdat Jesus die Pentateeg gebruik om as basis vir 'n uitspraak wat hy maak. Goed, so dit weer eens is dan vir my bevestiging, boonbehalwe wat Paulus in Korintiërs sê, dat hierdie dinge kan nie geïgnoreer word nie. Dis voorbeelde vir die kerk. So, wat gebeur nou? Daar is mense op 'n manier by die gemeente, of in die gemeente, of betrokke by die gemeente, dat jy daar mense het. Dit kan beteken in die omgewing of in die gemeente self, wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. Daar's die twee dinge waarmee jy die kerk vernietig. Onthou julle, afgoderry en hoerery. Reg. So wat het gebeur in Numeri 22 tot 25 met Biliam en Balak? So Balak raak bekommerd oor die Israeliete, daar's hulle, onthou die hele leerorde is saamgestel, en dan gaan haal hy vir Biliam, met die baie bekende internasionale superstar geestebesweerder, en hy sê, jy moet nou kom doen wat ek wil jy moet doen, en dan sal hy wonderlike interaksie
van die Here wat vir hom aan die begin sê, jy moenie dit gaan doen nie. En dan verander dit wel so, dat die Here later vir hom sê, gaan doen wat jy wil, maar onthou die oorspronklike bly staan, jy moenie doen wat jy nou wil gaan doen nie. En dan pluk hy later die vrugte daarvan, maar lang storie kort, voordat ek nou in vervoering raak oor Bileam en Balak weer, lang storie kort op die einde van die dag is, hy kon hulle nie vloek nie, hulle was die geseëndes van die Here, die leerorde van God. So daar waar die bose van die berg af hulle probeer vloek, hy kan dit nie doen nie. Goed, en dan, ek het dit nou al baie gesê, later aan dan kom Bileam. Goed, en dan wat sê Bileam dan vir Balak? Hy sê, daar was die Midianiete, hou 'n lekker partytjie met 'n lekker braai en baie mooi meisies. En dan gaan jy die Israeliete vang. En dit is wat gebeur. Dit soos mens nou eenvoudig stel, lekker braai, afgodsoffers, partytjie, sorg dat hulle sien jy partytjie, hulle gaan daar kom en hulle gaan val, hulle gaan deur hulle begeerlikhede, hulle gaan versoek word deur hulle eie sondige natuur. Goed, en dis baie interessant, ons gaan dit later in Openbaring sien ook, alhoewel die Satan nie, en ek het dit al genoem, nie op ons direk vatplek het nie, het hy wel 'n koninkrykie op aarde, wat hy van die Vader af ontvang, het hy het mag oor mense, wat nie God se uitverkore kinders is nie. So, hulle kan dinge doen, en deur die wêreld met verleidinge te vul, kan ons met ons sondige natuur reageer op daai verleidinge deur te val vir dit. Dit is hoe die Satan ons verlei, maar onthou dit bly altyd ons keuse, dit is nooit per ongeluk nie. Goed. Dis baie belangrik dat ons dit onthou. So, wat doen hierdie mense dan? Hulle kom na die gemeente toe en hulle sê, hier's afgodsoffers, allerhande tipe goeder soos dit, eet daarvan en wees seksueel losbandig. En dan kom ons by vers 15, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. So, ons weet nie super baie met definitiewe sekerheid van die Nikolaïte nie, maar mens kan veilig die afleiding maak dat hulle weer eens 'n seksueel losbandige tipe van groepering was. Okay, so, en Jesus sê hy haat hulle. Dit sê nogal baie. Maar nou sien jy dat hierdie groepering wat deur Jesus gehaat word, het op 'n manier ook weer eens beweeg hulle in die omgewing en in die kringe van mense wat in die gemeente funksioneer, en hulle het dan ook impak op die gemeente, en dan staan daar, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Weer eens, en ons gaan dit ook sien by Thyatira, mens kan nie met absolute sekerheid sê dat daar Nikolaïte in die gemeente was nie. Dit kan wees dat hulle daar gefunksioneer het en dat die kerk nie sterk genoeg teen dit gestaan het nie. So wat vir my nogal in dit sterk uitkom in die brief van Pergamus en Thyatira is, en dis nou ietsie niets waarna ek redelik nou begin dink het al in my voorbereiding van Thyatira, is tot in die hoë mate sien ons in hierdie briewe dan 'n verwagting van Christus af, dat ons dan ook onsself met teestand teen dinge in ons omgewing wat verkeerd is, besig hou. Dit is ietsie wat vir my hierso begin uitkom, en dit lyk vir my in die kommentare en goed ook met Thyatira, dat die siening, en ek sê dit lyk vir my so, die siening is baie moontlik so dat hierdie dinge speel in die omgewing van die kerk af. En omdat dit in die omgewing van die kerk afspeel, kan hierdie dinge dan 'n struikelblok vir die kerk wees. Soos wat die Midianiete se partytjie met afgodsoffers en mooi meisies, ek weet nou nie of hulle mooi was nie, maar die Israeliete het hulle genoeg van hulle gehou. In elk geval, so kom ons sê maar net meisies wat die Israeliete aanloklik gevind het. Nou ek sê altyd, jy weet, Afrikaans is baie verkeerd met die woord aantreklik. Want dit is eintlik dit moet eintlik uittreklik wees. Okay, so jy moet iemand uittreklik vind. In elk geval, so
Aantreklik is iets anders. Bedek jouself. Maar in elk geval, goed, so dat hierdie dinge in die omgewing van die kerk 'n gevaar vir die kerk in. En wanneer die kerk hierdie dinge in die omgewing van die kerk identifiseer, dan moet ons standpunt inneem teen hierdie dinge. Dan kan ons nie net sê, wel ons is kind of veilig hier in die kerk en ons sal ons kinders bietjie dophou, maar net hier buite die kerk se heining gebeur dit en dit en dit en dit nie. Dit dui vir my nogal daarop dat daar sekere dinge wat Christus haat en die kerk kan dit dan nie duld nie. So ons het baie moontlik, dit lyk vir my so, en baie welkom om van my te verskil, maar dit lyk vir my so in hierdie 2 briewe ten minste dan al, asof daar 'n mate is waar ons as kerk standpunt moet inneem teen dit wat ons kan verlei. En dis nie so vreemde gedagte nie, want selfs binne die kerk, wat sê Paulus in Galasiërs, as jy iemand gaan vermaan oor sy sonde, wees baie versigtig. Hoekom? Dat jy nie self in daai sonde val nie. Goed, ek sê altyd, goed nou ons almal was jonk geweest, maar ek waarsku die jong mense nogal daarin, as jy nou van iemand hou, okay, dan moet jy nou nie heeltyd praat van waar's die tou nou presies en al. Daai is verkeerde praatjies, ons praat nie oor dit nie. As ons oor dit praat, dan dink ons aan dit en ons is by mekaar. Verstaan? Bly weg van dit af. So nou moet ons ook gaan sê, weer eens in ons omgewing, wat moet ons doen dat hierdie ding nie 'n versoeking kan wees nie? As jy iemand gaan vermaan oor sy sonde, oppas, want nou gaan jy oor die sonde praat met hom, so daar's 'n goeie kans dat jy self in die sonde val. Ek het dit in my eie lewe al ervaar. Dat ek 'n sonde afgesterf het en dat ek gedink het ek's verlos van die sonde en daar kom iemand op my pad wat sukkel met die sonde en dan net daai interaksie van ek hoor jou en ek is met jou en dan ewe skielik kan blom daai sonde weer in jou eie lewe. Dis amazing. Soos dit, jy dink jy slaap met dit en dan net daai gesprek, boem, daar gaan hy. Goed, so dis die Nikolaïte. En dan staan daar bekeer jou, so die bekeer kan dan beteken binne die kerk self. As daar mense is, sorteer hulle uit, as dit in jou omgewing gebeur, spreek dit aan, wees lig en sout. Anders kom ek gou na jou toe, en ek, Christus, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Baie interessant daar, Jesus is nie afhanklik van ons, om sy oorlog te voer nie. As ons dit nie doen nie, kan iemand anders baie maklik ons plek vat. So, hoe voer Christus oorlog met die swaard van sy mond hier op aarde? Deur gelowiges, wat die woord as sout en lig in die wêreld bring. So, as Jesus sê, anders kom ek gou na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond, wel, as mens dan mooi dogmaties gaan kyk, daar's een manier waarop dit kan gebeur, en dit is dan deur gelowiges, wat die woord verkondig en gehoorsaam is aan Christus. So basies wat beteken hierdie, jy is nou hierso, as jy nie doen wat jy moet doen nie, gaan jy wegval en iemand anders gaan jou plek vat. Skrikwekkend, né? As mens mooi daaraan dink, hoe is dit dalk alreeds in ons kerkwees en in ons denke ingrained, baie soos die Israeliete, die tempel. Ons is die kerkie. As ons nie meer hier is nie, dan gaan die moed 'n duister plek word, want die gereformeerde kerke is weg. Nee. Jesus het ons nie nodig nie. Hy kan ons wegvat en iemand anders in ons plek sit. Die Doxa kerke in die omgewing kan ewe skielik 'n oplewing kry, dogmatiek korrek raak, en dan gaan hulle, boem, ewe skielik meer gereformeerd as enige gereformeerd. Dit kan gebeur. Ons moet oppas, ons moet kyk. Ons het werk om te doen. Ons moet dit doen. As ons dit nie doen nie, as ons ons nie bekeer van ons gebrek aan die werk wat ons moet doen nie, dan kom Christus en sy oorlog teen die bose gaan voort. Of hy ons gebruik en of hy iemand anders gebruik, is half nie eens belangrik nie. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes meervoud sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Baie mooi gedeelte, baie troosvol, weer eens, wie oor het, laat hom hoor. En nou, hierdie is, ons gaan sien ook in
in Thyatira, die Here se absolute geduld, soos in die Ou Testament ook. Hy stuur sy profete, hy roep op tot bekering, hy gee tyd. Dit is so mooi. So hier staan, wie oorheid laat hom hoor. So dit is nou gesê, hier is probleme geïdentifiseer, en die probleme kan ook vir ander gemeentes relevant wees, en dan oor die eeue kan dit vir baie kerke en gemeentes relevant wees. Luister, en dan het jy tyd om te verander. Dankie tog, jy het tyd om te verander. En dit was my baie treffend, toe ek vir Thyatira voorberei het, net weer eens, hoe ver God se geduld dan gaan. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Die verborge manna is dan Christus self, die brood van die lewe, en ek sal hom gee 'n wit keersteen. So weer eens, hierso is 'n baie persoonlike 'n daad wat hierso aangedui word, ek sal vir jou 'n wit keersteen gee. Nou, ek hou nogal daarvan, op 'n manier het dit so gebeur, dat as ek en Carolina iewers heen gaan, see toe, of iewers 'n berg, of ons gaan na 'n mooi omgewing toe, of ons neem foto's iewers of so, dan sal ek nogal kyk vir mooi klippies en goed. As ek sien sy is nou baie gelukkig iewers, dan sal ek kyk vir 'n klippie of 'n ding. 'n Stukkie porselein, of 'n stukkie glas, wat deur die see gespeel, ietsie unieks, en dan gee ek dit vir haar. En dan gaan dit nou in die collection in, en dan sal sy nou sy het so in ons kamer, het sy so mooi oudtydse ou dingetjie waarin dit dan gaan, en dan sal ek sien partykeer, dan staan sy nou met enetjie, dan staan sy nou, dan dink sy nou, dan onthou sy. Hierdie daad van 'n klip gee, op die manier is dan uit my eie ervaring 'n baie persoonlike ding. My kinders dra vir haar baie klippies aan, maar 90% word weggegooi, en die ander gaan verlore op pad huis toe. Ek gaan soek 'n baie spesiale klippie vir haar, wat ek weet in die collection gaan ingaan. So, nou dit as voorbeeld, weer eens voorbeelde is gebrekkig altyd, as dit by die Bybel kom, maar wanneer Christus vir elkeen wat oorwin 'n klippie gee. Nou, vir dit is baie persoonlik, né? Hier's 'n klippie. Moenie worry nie, oom Jelko, ek dra nie baie klippe van die berg af nie. Dit was genoeg ook. Ek dink ek het al vir haar een van die berg afgebring. Maar in elk geval. Ja, my pa het daar, maar hy het vir homself daai ding. Ja, nee, ek aard hom definitief, dra goed weg waar jy kan. Maar in elk geval, nou, lang storie kort is, wat impliseer dit? Christus kom na jou toe en hy gee vir jou 'n klippie. Nou, dis baie spesiaal, né? As jy dan daai daad dink, hy gee vir jou iets. Dit beteken, hy ken jou, en dan gee hy vir jou nie net 'n klippie nie, hy gee 'n keursteen, as mens dit nou, die vertaling sê kleursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe. So, Christus gee vir jou steen, keursteen, 'n mooi steen, ek het nou gepraat van 'n klippie, en daarop is 'n naam geskrywe, 'n nuwe naam. Jy oorwin, jy kry 'n prys by die een namens wie en deur wie jy oorwin het. En op die steen is 'n nuwe naam geskryf wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Daai is ook nog meer persoonlik, né? Christus gee die naam, jy ontvang die naam, en net julle twee ken die naam. 'n baie noue persoonlike, wonderlike band. En dis baie troosvol, dat jy kan nie net, jy ken nie die verborge manna nie, dis Christus, maar jy ontvang iets van hom af, wat net julle twee van weet, wat net julle twee ken. Goed, dan weer eens, ek sal nou vir Tannie 'n kans gee, weer eens, daar sekere, ek is nie so goed met onthou nie, maar daar sekere van daai goed, byvoorbeeld in daai trui, waarin Caroline se goeders is, wat ek selfs kan onthou, dit is nou, dat ek kan onthou, hierdie enetjie het ek op Kalkbaai se strand opgetel, en dan, dis iets wat net ek en sy deel. Enige een van julle gaan daai klippie sien, en, cool, oulik, hier's 'n stuk glas, hier's 'n klip, maar daai band, wat ek en Caroline deel, oor daai stukkie porselein, of daai stukkie glas, is uniek tot ons twee. En op daardie manier is hierdie keursteen, wat ons dan van Christus af ontvang, met 'n nuwe naam, 'n nuwe begin, nuwe identiteit. Onthou, identiteit beteken wie ek is en wat ek doen, so dit is heeltemal 'n aanvaarbare woord om te gebruik in teologie, maar 'n nuwe identiteit in Christus, en ons 'n baie, baie nabye band. Ja, Tannie. Dit daai natuurlik op die toekoms, die beloftes. Ja, absoluut. Ja, 'n nuwe begin.
nuwe begin en dan van vorentoe saam. So absoluut dui dit op die toekoms en dit is baie troosvol dan. So weer eens, aan die begin positief, in die middel, die waarskuwing, bekeer jouself, etc. En dan aan die einde is dan weer die troos boodskap. Goed. Dan, is julle nog reg, moet ons aangaan. Goed, Thyatira. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper. Ek ken jou werke en jou liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. En kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking as hulle hom nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak en al die gemeente sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas aan wat julle het totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee, wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Reg. Dit is 'n lywige brief. Dit is nou enetjie wat eintlik 'n hele sessie op sy eie sou verdien. Nou, Thyatira, nie so invloedryke groot stad nie, maar wel 'n baie besige stad in die sin van dat daar veral 'n baie bekende fabric dyeing lapkleur industrie was. So as mens dink nou aan Handelinge 16, dink ek aan Lydia die purperverkoopster, tipies sal mense aan haar dink. Dit is nou mense, hierso het hulle die perslappe gemaak, reg? So baie moontlik sou dit kon wees, en dis alles maar spekulasie, dat Lydia dan iets te doen het daarmee, dat die evangelie dan na Thyatira toe gegaan het. So hier is die kerk, en dan saam met dit is daar baie sterk, met die industrie daarso is daar baie sterk guldestelsel. Okay, soos wat ek al reeds gesê het, dit het altyd gepaard gegaan met afgodediens, dat jy moet vir die afgod van die trade waarmee jy besig is, moet jy dan ook aanbid, etc. Keiseraanbidding was nie natuurlijk hierso ook lewendig. En dan dink ek kan nou nie die naam van die afgod onthou nie, maar daar was 'n afgod gewees wat baie pertinent ook daar was. Maar nie so invloedryke stad nie, nie so groot stad nie, maar wel weer eens deur trek van afgoderry. Baie mooi omgewing blykbaar. En dan het ons nou te doen met die gemeente hierso. Skryf van die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en voete het en sy voete is soos blinkkoper. Nou dit kan op baie dinge dui, maar wat ons nou al weet, sy oë is soos 'n vuurvlam, hy sien alles, en dan sal mense ook later sien dat hier so gepraat word van Christus as die een wat niere en harte deursoek. Dit is deur daai oë van vuurvlam. Nou, en onthou, as mens terugdink dan aan die verskyning van Christus in Openbaring 1, dan skyn sy gesig soos die son, en selfs in hierdie helder gesig is sy oë dan nog steeds onderskeibaar as oë wat soos vuur blink. So sy oë is noemenswaardig, en dan sy voete is soos blinkkoper. Nou voete in die Bybel dui altyd op waarheen gaan jy, wat doen jy, dis baie die praktiese, wat doen jy, en dan ook voete is ietsie waarmee jy kan plat trap en verbrysel. So Christus se oë en voete kom hier na vore, wat gaan hy doen, waarmee is hy besig, en dan is daar ook kommentators wat sê dat daar
bes moontlik dan ook 'n groot afgodsbeeld in die stad was, en dat hierdie beskrywing van Christus dan maak, dat weer eens teen die afgod, wat deur 'n beeld verteenwoordig word, Christus is baie meer as dit, baie meer noemenswaardig as dit. Goed, ek ken jou werke, weer eens, Christus ken hulle, en liefde en diens, en geloof, en jou lydsaamheid, en jou werke. So 2 keer word werke genoem, en dat die laaste meer is as die eerste. Goed, so hier's 'n sterk fokus op werke. Wat doen hulle prakties? Christus ken hulle werke. Nou geloof sonder dade is nie geloof nie, né? Geloof loop uit in dade. Wat doen jy prakties? En hierdie gemeente is prakties besig. Goed, hulle kry ook swaar, hulle lydsaamheid, en hulle is geduldig, hulle het liefde, en hulle het diens. Goed, so hulle is weer eens diensbaar, hulle is besig, hierdie is 'n werkende gemeente, hulle is aktief besig om hulle geloof uit te leef, en hulle het geloof, kennis en vertroue, soos wat Christus hier sê. En mense kan nogal baie sê oor die werke en die woorde wat daarvoor gebruik word, etc, maar lang storie kort, hulle is aktief besig, hulle leef soos gelowiges, hulle lewe soos gelowiges. Dis duidelik, hierdie mense is nie net Bybellees gelowiges nie, hulle is doen gelowiges ook. En die een vloei natuurlik uit die ander uit. Reg. En dan staan er maar, ek het enkele dinge teen jou, weer eens enkele dinge teen jou. Selfde as vers 14 met die brief van Pergamus. Wat het Christus teen hulle? Dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Goed, so waar lees ons van Isebel? Enige iemand? Cross-reference? Vrou van Agag. Vrou van? Agag. Ja, oké. En wat baie interessant is dat daar nie veel van haar gesê word in die Bybel nie. Sy het baie gepraat. Steeds? Sy het uit die venster uitgeval. Ja, maar ek bedoel in die sin van... Sy het baie lelike dinge gedoen. Ja, sy het baie lelike dinge gedoen, maar die dinge wat hierso genoem word sy nie spesifiek van. So dit is baie implikasie daar. Goed, reg. Maar ek stem saam. Ek sal daai korreksie en vermaaning sal ek aanvaar. Goed, so aaklige vrou, maar nou hierdie vrou hierso is ook 'n aaklige vrou. Nou, interessant genoeg is dat daar dan ouens is wat in die geskiedenis ingaan en sê, daar was so tipe van 'n vrou gewees, ek kan nou nie die naam onthou nie, maar hulle praat van 'n vrou. Ek kan regtig nou nie haar naam onthou nie, maar wat nogal pertinent was in daai tyd, is dat daar onder die Jode was daar bewegings gewees waar sinkretisme nogal sterk deurgeslaan het. Julle weet wat sinkretisme is. So jy vat die geloof van 'n plek en jy vermeng dit met Christendom. Soos wat in Samaria nogal die geval was in die tyd van Jesus. Reg? So jy het voorvadergeeste gekombineer met Christendom. Die groot tragedie van die sendingwerk in die wêreld vandag. Daar's baie sendelinge wat uitgaan, maar hulle bly bitterselde lank op 'n plek. So hulle gaan weg voordat die mense regtig goed onderlê is en wat dan outomaties gebeur. Nie in alle gevalle nie, maar wêreldwyd is dit nogal 'n tendens. Dan val hulle weg, die mense het nie meer ondersteuning nie, so wat gebeur outomaties? Sinkretisme. Goed, so sinkretisme is baie gevaarlik. En sinkretisme is baie aanloklik. Okay, so 'n voorbeeld van sinkretisme in die kerk wat aan ons bekend is die prosperity gospel. Dat materialisme, mammon en Christen wees word vermeng. So jy kan 'n Christen wees en geld vir afgod. En dan gebruik jy nou die Here om half hierdie geld te kry. En meestal werk dit soos die prosperity ouens se troues so afneem, daai karre wat daar staan en sjap. Hulle het nogal geld. Dit lyk of dit werk. Maar dit is dan natuurlik oordeel. Né? Is 'n vorm van oordeel wat dan ook oor hierdie mense is. Maar sinkretisme is baie keer aanloklik. En sinkretisme gaan dan natuurlik, soos met meeste nie-Christelike afgodiese gelowe,
ook weer eens gepaard met 'n groot mate van seksuele losbandigheid. Goed. So afgoderry en hoerery loop jy hand aan hand, absoluut al die pad. Goed, so hulle het hierdie vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, so nou loop hierdie vrou rond, sy noem haarself 'n profetes. Wat doen mense as iemand hulle self 'n profeet noem? Hulle volg hulle nog om, né? Kyk nou stoute ou Floyd Shivambu wat nou bietjie daarby Shepherd Bushiri in Malawi gaan kuier het. Verstaan? So Prophet Bushiri, die groot swendelaar, verkragter en alles wat daarmee saamgaan. Nou het Floyd soontoe gegaan en as jy nou en dit is so erg dat selfs die MKP het hom nou gesê, hulle distansieer hulle self nou van die man. Okay, nou maar die lang storie kort is, as jy jouself nou 'n profeet begin noem, nee, kyk aan volg mense jou. As ek nou 'n sekte wil begin, dan noem ek myself profeet Ben. En ek sê vir julle, binne 'n maand, het ek meer volgelinge as wat julle in die moed gereformeerdes gaan vind. Want mense volg dit, mense soek dit. Goed, so nou is hierdie vrou profeties, sy loop rond, sy is invloedryk, sy ken die Joodse geloof, sy ken die ander gelowe, en sy is 'n bietjie 'n geloofswheeler en dealer, as mense dit nou so kan noem. En sy het obviously invloed. En dan wat staan daar? Dat die kerk van Thyatira laat hierdie vrou toe. Okay. Hierso staan toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. So weer eens, dis nie vanselfsprekend dat hierdie vrou in die gemeente is nie. Daar staan, julle het haar daar. Okay, teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profeties noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Dit lyk vir my asof hierdie vrou eintlik buite is. Maar weer eens, welkom om van my te verskil. En dan van buite af het hierdie vrou invloed op mense in die kerk. En wat se invloed het sy wel? Sy laat hulle horeer en hulle gaan saam met dit en hulle eet afgodsoffers. Goed, so hier het mense nou 'n ding waar mens baie maklik kan sê, en van die kommentators sê dit ook nogal baie duidelik, dat in 'n omgewing waar veral dit moes baie moeilik gewees het vir 'n Jood byvoorbeeld om na die volgende stapie te gaan, dat Christus is die Messias. Die Jode is nogal 'n geslote groepering en alles. Nou word jy deel van 'n Nuwe Testamentiese kerk. Nou ewe skielik is jy saam met almal. Nou dit was nie so vreemd vir die Jode nie, maar jy weet meestal was dit soos iemand bekeer, hy word 'n Jood en dan word hy nou deel van die groepie. Nou is jy hierso en jy moet daar buite besig wees en dis baie vermeng en alles. So wat sal so iemand tipies sê, moet nou nie so eng wees nie, moet nou nie so wees nie, julle is nou mos bevry. Dit beteken ook, jy kan maar afgodsoffers eet. Jy hoef nie jou werk te verloor in die gilde waarin jy is, of jou besigheidskoneksies te verloor nie. Jy die afgodsoffers, dis okay. Jy moet tog jou gesin voer, jy moet tog voortbestaan, jy kan nie ten gronde gaan nie, eet die afgodsoffers. En wat is 'n bietjie seksuele losbandigheid nou? Byvoorbeeld is mos maar net jou vlees, dit doen niks aan jou gees nie. Sulke tipe argumente, ons is bekend met dit. Dit is definitief in die kerk ook deesdae. Die Hebreë kerk is dit baie pertinent. Goed, so hulle laat hierdie toe. Wat is die implikasie dan? Jy moet hierdie vrou stop. Sy kan nie aangaan nie. Hierdie moet gestop word. En dis baie interessant dan weer eens, as jy gaan kyk na 'n kerk in hierdie omstandigheid. Hulle het geen juridiese mag nie. Hulle is nie die regering nie. Inteendeel, hulle is in gevaar van vervolging, verdrukking, swaar kry. Hulle is besig met lydsaamheid hierso. En dan sê Jesus Christus tog vir hulle, die hoof van die kerk, maar julle moet haar stop. Julle moet optree en julle moet haar stop. Wat is die implikasie dan? Wel, hierdie vrou is natuurlik bekend, sy is invloedryk, julle moet haar stop. Wel, ek weet nou nie hoe nie. Ons een met die swaard. So wat kan 'n mens dan aflei? Daar's nie genoegsame getuienis wat uitgaan nie. Sy moet gestop word. So dis ook weer eens 'n posisie waarin ons as kerk baie keer nogal magteloos kan voel. Nou, hoe gaan ons iets doen aan die wêreld om ons? Wat gaan ons doen? Ons is maar nie die kerk. Ons is nie die regering nie. Ons is wel, wat sê Jesus, stop dit. Dan moet ons 'n manier vind om dit te stop.
En waarmee stop ons dit? Met die swaard, die tweesnydende swaard, met die woord. So, dit is dan hoe ons teen dit baklei. Goed, en dan is dit baie interessant dat Jesus sê, dat hy ken haar ook. Hy is besig met haar. En hy het selfs geduld teenoor haar. So wat sê hy? En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer. Dit is baie treffend, hè? Ons sou baie maklik gesê het, hierdie vrou verdien nou, sy moet nou net stop. Maar wat sê Jesus? Hy het vir haar tyd gegee om van haar hoerery te bekeer. Sy het 'n kans gehad. Die wonderlike geduld van God, né? Selfs hierdie vrou het 'n kans gehad om te bekeer. En dan natuurlik, as daar 'n vereiste van bekering is, so as Christus van haar verwag om te bekeer, sekerlik moes sy dan op 'n manier geweet het wie hy is en waarna toe sy moet bekeer. Nou, dit is die implikasie dan. So, God verwag nooit iets van ons wat ons nie by magte is om te doen nie. So hierdie vrou dan weer eens kies om dit nie te doen nie, want hierso staan, en sy het haar nie bekeer nie. Sy het die geleentheid gehad, sy het die geduld van God gehad, sy het die tyd gehad om dit te doen, sy het bestmoontlik die kennis en die insig gehad om haarself te bekeer, maar sy kies om haarself nie te bekeer nie. Goed, baie belangrike beginsel ook daarteenwoordig, dat ons moet onthou, as ons getuig en iemand hoor, dan kan die reaksie wees dat hulle kies om nie te luister nie. Goed, ons moenie altyd positiewe resultate verwag wanneer ons getuig nie. En dan sê so op vers 22, verskriklik, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking as hulle al nie van hul werke bekeer nie. So nou, haar hele groepering, almal wat haar volg, almal wat doen wat sy sê hulle moet doen, almal wat hierdie profetes vir 'n profetes navolg, hulle almal gaan baie swaar gestraf word. So vir 'n tyd lank gaan hulle hierdie dinge kan doen en dit gaan lyk asof daar nie gevolge is nie. Dit gaan lyk asof dit oukei is om dit te doen. Hierdie het my baie diep getref met die voorbereiding, né? Hierdie het my baie diep getref. Dat is ek ook nou so half van 'n, nou dink 'n mens aan die sondes in jou lewe en waarteen jy stry en alles is jy besig om te bekeer of nie? Want ons weet nou ons moet ons bekeer, maar as jy besig om te bekeer en wanneer hardloop daai tyd uit? Breek nou met die sonde, nou. Want jou tyd kan klaar wees om met die sonde te breek. Jy moet net dit breek, los dit. Goed? En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. So die uiteinde is die dood, né? En die groot verdrukking in vers 22, die groot verdrukking, dui volgens meeste op die ewige dood. Godverlatenheid in die hel. Goed, en dan is dit baie interessant in vers 23, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. Goed, so nou gaan die kinders dood, nou mense gaan oor die algemeen dood, maar dan baie treffend hierso, en al die gemeente sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. So as jy dan werklik dophou met onderskeidingsvermoë, dan staan daar dat die gemeente sal weet dat dit Christus is wat daai gestop het, dat hy hulle doodgemaak het. Dat ten spyte van die feit dat in geduld hy hulle laat begaan het en dit vir hulle en vir die mense om hulle dalk gelyk het, asof daar geen gevolge gaan wees vir hierdie afvallige gedrag waarmee die hoerery en afgoderry waarmee hulle besig is nie, gaan dit op die einde van die dag duidelik wees dat Jesus het geweet waarmee hulle besig is en hy gaan hulle doodmaak. En mense gaan weet dat dit hy was. Goed, dis nie, ons kan nie speelietjies maak nie. En dan staan daar, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Groot waarskuwing. Met watse werke is elkeen van ons besig? As Jesus nou vir ons moes gee, volgens ons werke, en ons weet dat as jy besig is met die verkeerde, loop het op die dood uit. Wat gaan ons ontvang? Ja? En dis 'n vraag wat ons moet vra. Ek dink ons is baie keer maar bietjie ingestel, wel ek is baie keer maar bietjie ingestel op 'n halve genade tyd mentaliteit. Ag ja nee, ek het nog tyd. Jy weet, ek het nog tyd. Nou nie vandag met die sonde breek nie, hy's nou nog te lekker. My vlees
is baie tevrede met die sondes waarmee, want dit is natuurlik, jy weet wat sonde is, vleeslik. Is baie tevrede met die sonde waarmee ek besig is. Dit kan wees om te veel suiker te eet as jy weet dit is sleg vir jou. Dit kan wees om ongesond te eet, dit kan wees om te min oefening te doen. Elkeen van ons is anders, maar daar's iewers is daar iets in ons lewens wat hier reg is. Fix dit nou. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Goed, nou hierdie is baie gelaai, so julle en die ander wat in Thyatira is, was daar 'n ander gemeente in Thyatira? Maybe. Kan wees dat daar meer as een gemeente was. Goed, weet nie, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Nou goed, hierdie vrou wat deur Isebel verteenwoordig word, is waarskynlik ook van haar volgelinge, en als die gnostiek was groot in daai tyd. Ons het deesdae te doen met neo-gnosticism in die wêreld. Dis 'n groot gevaar vir die kerk en hulle is baie sterk aanlyn. So gnostiek gaan baie te doen met gnosis, kennis, dit wat jy ken. So dit sal baie gemik wees daarop. Daar is verborge kennis. So die Bybel is nie volledig die bron van alle kennis nie. Daar's nou verborge, dieper spirituele tipe van kennis wat jy moet weet. Okay. So hierso word nou half satiries gepraat van die dieptes van Satan. Die dieptes van Satan, maar eintlik het hulle waarskynlik gepraat van ons ken die dieptes van God. Ons beweeg verder as die openbaring in die Bybel. Ons het meer kennis, jy's van ons afhanklik. Het jy al gehoor van the Book of Enoch en al daai tipe van goeters? Dis baie sterk op YouTube en so. Hierdie ouens is baie sterk. Baie op engele en allerhande kennis en die oorsprong en die Noag verhaal is eintlik baie meer as wat in die Bybel staan. En Noag het met engele dit en dit en dit. Al die diep kennis. En as jy nie die diep kennis het nie, dan kan jy nie regtig die Bybel verstaan nie. En die mense wat teen die diep kennis is, verberg die diep kennis. En dis nou mense soos ons wat sê, hier's die kanon, dit is vasgestel, net die Bybel alleen. En dan sal hulle mense wat dit sê, aanval en sê, jy is op die verkeerde pad, jy wil die waarheid van mense weerhou. So dit is tipies wat heel waarskynlik hier bedoel word, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Die wat gesê, dit wat Christus sê is genoeg, hulle is veilig, hulle is okay. Goed, so die neognostiek, dink ek sal mense dan in Afrikaans noem, is 'n verskriklike gevaarlike ding, veral onder die jong mense. En dan sal hy dan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Goed, die werke van Christus bewaar, dis ook ietsie wat mens baie maklik oor kan lees, nie veel aan dink nie, maar wat beteken dit om die werke van Christus te bewaar? In die eerste plek, natuurlik het Jesus baie dinge gedoen, terwyl hy hier op aarde was, so daar het hy werke gedoen, as ons dit bewaar, en ons sê dit is genoegsaam, so ek dink dit speel op dit wat nou vooraf gesê is. As jy dit wat Jesus gedoen het as genoegsaam sien, en jy bewaar dit is wat mense nodig het, dan kry jy hierdie beloning, maar dan aan die ander kant, Jesus se werke gaan voort, né? So, hy is besig om hierso met gemeentes te praat, dis sy werke wat voortgaan, en dan gebruik hy die kerk, om dan ook sy werk hier op die wêreld voort te sit. So hou jy jouself besig met die vals profete, met die mense wat die dieper kennis het, met allerhande nonsens, sonder om hulle te stop, kom jy op die punt waar jy toelaat dat mense in die gemeente deelneem aan dit, of dat hulle selfs in die gemeente inkom, wel dan bewaar jy nie die werke van Christus nie. As jy die werke van Christus bewaar, dan doen jy dit wat God die Vader vir sy seun gegee het om te doen, en wat hy dan voortsit deur sy kerk. Onthou, dit is die progressie van Christus se werk. Hy werk hier op aarde deur ons, sy kerk. So dan bewaar ons die werke van Christus, en dan sê hy, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas aan wat julle het, totdat ek kom. Hou vas aan Jesus Christus, totdat hy weer kom. Dit is wat jy nodig het. En as jy dit doen, dan gaan al die ander probleempies wegval.
Dan gaan jy Isebel aanspreek. Dan gaan al hierdie ander dinge in plek val, want dan gaan jy mos die werk van Christus doen. En dit is om lig en sout te wees en die woord te verkondig, die evangelie te verkondig. En dan baie mooi, en dan hom wat oorwin en my werke tot die einde te bewaar, weer eens die bewaring van die werke van Christus, sal ek mag oor die nasies gee. So nou is ons werke, die werke van Christus, is om die evangelie aan die nasies te verkondig. Volgende stapie is, ons kry mag oor die nasies. Reg, ons regeer saam met Christus. Natuurlik is ons deel van die nasies. En hy sal hulle regeer met 'n eysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. Waaraan laat dit julle dink? Psalm 2. OK, so daar kry ons Psalm 2 terug. Christus weer eens haal die Ou Testament aan, en ek sal dan om die môrester gee. Nou daar's verskeie verse waar daar gepraat word oor die môrester. Jesaja 60 vers 9 is nie in die cross references nie, en dan kan julle maar gaan kyk na 2 Petrus 1 vers 19, Openbaring 22 vers 16. Christus is die lig. Goed, en mense kan 'n baie mooi teologiese lyn maak ook, dat by die skepping, wanneer die lig daar is, sonder die son, waar kom daai lig vandaan? Goed, gaan dink mooi daaroor. Nou as hierso staan en ek sal om die môrester gee. Christus is die lig. Hierdie lig wat ons nou sien, kom dit van die son af? Of is die son net iets wat die lig channel? Want die lig het bestaan voor die son. Goed, interessant, gaan dink 'n bietjie daaroor. Ons kan 'n keer daar gesels. Maar lig is nie afhanklik van die son nie. Reg, dan, en ek sal hom die môrester gee, weer oorheid laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Luister. Want hierdie is lewe en dood. Lewe en dood sake. So belangrik dat 'n mens luister. Baie mooi gedeeltes. Daar het ek 2 briewe in 'n uur gedoen, julle. Uur en 1 minuut. Sien 'n mens kan. Ek gaan 'n bietjie op strepseltjie hier op die stemband vat. OK, goed. En julle het mooi stil gesit vir 'n uur. Baie dankie julle. Wel gedaan. Julle moet my net help onthou dat ek my kind moet onthou. Ek nou nie hier uitstorm sonder 'n kind nie. Jy weet, daar's min dinge wat in die moed kan versprei soos 'n ouer wat sy kind iewers vergeet. Maar in elk geval baie troosvol, baie oom. Net gou iets vra. Ja. Kry dis daar baie mense wat met of sonder Bybelteks sê die Here het vir my dit en dit gesê. Ja. Was dit hier in? Ekskuus hoor. Was dit in hierdie? Ja, kyk, dit is op die einde van die dag, daai hele, ek het woord ontvang. Nee, ek het woord gekry, ek het woord ontvang. Ag, kom on. Moet jy nou vir alles nou nuwe woordjies uitdink. Verstaan? Wat gaan dan nou volgende uitdink? So, hopelik ontvang jy elke dag woord. En genoegsame woord om alles in jou lewe te dra. Reg? So dit is op die einde van die dag so convenient. Verbeel jou, ek kon nou net rondloop en 'n paar treffende versies sê of 'n Bybel oopstaan en ek kritiseer nie die mense nie. OK, ek doen nie dit nie. Maar in die eerste plek is dit baie manipulative, né? Manipulerend. Manipulative. Imagine nou iemand in jou familie het jou nou 'n bietjie te nagekom. En jy kan nou gaan na hulle toe en sê, ek het woord ontvang. Ek kom na jou toe met die Here se gesag. So nou kan jy nie terugpraat nie. Dan gaan ek vir jou 'n ding sê. Of iemand se kinders is stout. En jy is nou nie lus vir rigmarols of moeilikheid nie. Ek het woord ontvang. Okay. En ek het dit nou al baie gesien. Ek het al baie gesien, veral weer eens op troues, hoe mense woord ontvang en hulle looi daai ding. En daai arme persoon wat nou die woord ontvang, wat die persoon ontvang het, is in hierdie moeilike situasie en posisie van, okay, nou, dit is maar net eintlik 'n uitvloeisel van 'n baie ou probleem. Dit is wat mense nou sê. Jy moet besig wees met die woord daagliks, lees en oordink, en bid dat God sy woord aan jou sal openbaar, sodat jy in wysheid, as wedergebore kind van God, in elke situasie en omstandigheid, reg kan optree. Dis wysheid. En dan hoef ek nie 'n woord te ontvang nie,
Ons het mos die woord ontvang. En dan lewe jy dit. Goed. En as jy die Bybel lees, is dit 'n baie goeie idee om nie die Bybel te lees en aan ander mense te dink nie. Dink 'n bietjie daaraan. Jy moet aan die woord van God dink, en jy moet aan Jesus Christus dink, en aan God die Vader dink, en aan die Heilige Gees dink. Dis waaraan jy moet dink, as jy die woord lees. Ek moet nie die Bybel lees en dink, okay, ek soek nou 'n vers vir my boetie nie. Jy mis die punt. Jy is verarm. Dis die tragiese ding. Dis 'n verarming. En dis 'n verkleinering van God. Want God gee sy woord vir alle seisoene, vir alle geleenthede. En hy verwag van ons as gelowiges om die woord in wysheid daagliks toe te pas. En dit is wat dit is om lig en sout te wees. Hou vas aan Jesus Christus. Ek hoop dit antwoord oom. Ja, daai hele woord en Openbaring, 'n bietjie versie hier, en die Here het gesê ek moet dit vir jou sê. Ek hou daarvan om in sulke omstandighede te sê, ja, maar hy het vanoggend vir my gesê jy gaan na my toe kom met hierdie, en hy het vir my gesê ek moet nie vir jou luister nie. En nou moet jy sien hoe spartel dit. Okay. Want nou ewe skielik is jy dit waarteen ek gewaarsku is. So jy is nou waarskynlik 'n werktuig in die duiwel se hand. Dit is die situasie waarin jy is met so iets. Want wat as die Here so gewerk het? En dan kom jy by daai profeet, né, wat deur die leeu opgeëet is. Vir wie daar gesê is, moenie by sy huis eet nie, en dan eet hy, en met allerhande stories, dan eet hy tog, of wat ook al, ek kan dit nie presies om, dan gaan hy terug, en dan maak 'n leeu hom dood. Biliam en Balak, né? Die Here sê aan die begin vir Biliam, jy mag nie gaan nie. En dan besluit Biliam, hy gaan nie luister nie, dan sê die Here, goed, gaan, doen wat jy wil. En Biliam is gedeel in ewigheid. Goed, so dit is maar baie die gevaar van so 'n tipe van ietsie. Goeie, ordentlike, woordsentrale lewe, met 'n lewe wat in sy totaliteit uit die woord uitvloei. Ons kan wel meer doen om die Bybel te memoriseer. Want dit help regtig om ook die Bybel te kan aanhaal sonder om 'n Bybel in jou hand te hê. En dis iets waaraan ek sterk en hard moet werk. Goed. Almal tevrede, is oom tevrede? Ja, dis nog 'n lang Dis 'n baie lang gesprek, maar ons bly net weg. Ek het nie tyd vir dit nie. Dis 'n verarming en dis hartseer. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u genade, dat u ons so troos en waarsku. Baie dankie vir die tyd wat u ons gee, vir u geduld. Dankie dat ons sondes ten spyt u met ons bemoeienis maak. Gee dat ons sal erns maak met u oproep tot bekering. Gee dat ons sal erns maak daarmee om nie net in ons eie midde nie, maar ook daar buite nie dit wat verkeerd is te duld nie. Dat ons onsself ook sal bewaar teen afgoderry en hoerery en dit wat verkeerd is. Daar is oneindig baie versoekinge daar buite. Ons vra dat u sal gee dat soos wat ons in die wêreld rond beweeg, ons sterk sal staan deur die krag van u Gees en aan Christus sal vashou tot u eer en dat ons ook getrou sal wees aan u met alles wat u ons gee en dat ons ook einduit sal volhard, dat ons ook by ons Here Jesus Christus 'n keersteen sal ontvang met 'n nuwe naam, dat ons ook van die manna sal eet en dat ons ook naby u sal wees in ewigheid. Baie dankie vir die vooruitsig, baie dankie vir u wonderlike troos. Ons dra die kerk oor die hele wêreld aan u op. Ons bid en pleit by u vir inkeer en bekering waar dit nodig is. En ons pleit by u dat u kinders wat in vervolging is ook sterk sal staan, maar bo alles dat daar werklik van u kerk af 'n lig sal uitgaan. Die oes is groot en die arbeiders is min en ons bid by u dat u sal werk ook in baie harte, dat daar baie sal wees om die oes te gaan inbring. Ons bid u die dinge nie uit verdienste nie, maar in Christus naam alleen. Amen. Baie dankie julle.